stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Each shame and reproach gladly bear. Jesus called me one day, in his house now I stay, and his glory forever we share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ek wil vanmôre aangaan met waar pas ons in. Verlede week. Ek gesels in hierdie week met 'n dame wat nogal redelik lank in die kerk is. En ek sê vir haar wat ons verlede week oor gesels het. Sy kyk my in my oë of ek van 'n ander planeet afkom. En ek gee vir haar die skrifte en dit is asof iets in haar ophelder, in die persoon ophelder, en sy sê, maar hoekom hoor ons dit nooit? Ek sê die probleem is, waar ons in opgegroei het 'n groot struikelblok veroorsaak. En baie van ons het net gebly by die voet van die kruis, ons het nooit verder gegaan nie. En die voet van die kruis was net die begin van genade. Maar die genade moes vervul word. En ons moet vervul wat God in sy woord vir ons gesê het. So miskien gaan iemand eendag na hierdie video kyk en dalk nie na die vorige een nie. So ek wil net graag net so vinnig net so vinnig opvat by waar ons begin het. Alright? Ons het gelees in die boek van Romeine dat hy sê die dood het geheers van Moses af, van Adam, vanaf Adam tot op Moses. En toe kry Moses die wet van sonde. Alright? Toe kry Moses die wet van sonde. En toe kom die Here Jesus en hy kom op die toneel en hy kom vervul wat geskryf is in die wet en in die profete. So met ander woorde, hy vervul wat die wet en die profete oor geprofeteer het. En hy kom en hy stap vir 3,5 jaar in Israel voor sy kruisiging en hy demonstreer
hoe die vervulling van die wet en die profete in sy lewe vervul is. En gedurende sy lewe op aarde, toe maak hy dit baie duidelik. Ek het gekom vir die verlore skape van die huis van Israel, en ek het gekom, my disippels uitgestuur vir die verlore skape van die huis van Israel, juis om te vervul en te wys en te demonstreer dat die wet en die profete is vervul in sy lewe. En toe gaan hy na die kruis toe, en toe kry ons 'n periode wat ek amper wil sê, wat die genade vervul is, en dat die vervulling, ek skryf dit klein as kies, sodat die genade vervul is, maar dat ook die hoe sal ek sê, die openbaring wat moet plaasvind nadat die genade vervul is. Alright? Luister baie mooi. Hierdie is 40 jaar na sy kruisiging, of 40 jaar na sy kruisiging, en hierdie was die tydperk waar genade geopenbaar is, en dan ons is die vervulling van wanneer genade gemanifesteer het in ons lewe. Alright? So, as ek hierdie spesifieke periode waarvan al Paulus praat, was 'n periode wat God moes geopenbaar het na die opstanding van die Here Jesus. Alright? So ons het gesien dat die lewe van die Here Jesus en sy apostels, sy lewe en was uitsluitlik vir hierdie periode. Dan was daar, kom ons noem dit 'n oorgangsperiode, as ek dit so kan sê, 'n oorgangsperiode totdat en waarvan die apostels deel was, en Paulus uitsluitlik afgesonder was vir 'n boodskap wat hierdie apostels dan nie in die leeftyd van die Here Jesus ontvang het nie. Hulle het net dit gesien, maar hulle het nie geweet waaroor. Hulle het gesien hoe dat die Here Jesus sekere dinge doen, maar hulle het dit nooit verstaan nie. Alright? So hulle is dan nou uitgestuur met hierdie genade boodskap. Hierdie evangelie van die genade moet verkondig word aan die ganse mensdom, en dan sal die einde kom. Alright? Nie die einde van die wêreld nie, dan sal die einde kom. Die einde van die periode waarvoor hy hulle daar uitgestuur het. Alright? En Paulus is dan nou uitgestuur of geroep spesifiek, ons gaan dit nou 'n bietjie in detail kyk, vir 'n periode wat aan niemand bekend was nie. Ek wil dit weer sê, hy was geroep vir 'n periode wat aan niemand bekend was nie, en ek gaan dit vir julle uit die skrif ook mooi uitwys, en ek wil vanmôre dan nou met hierdie gedeelte aangaan, en dan gaan daar nog 'n gedeelte kom. Want vir hierdie gedeelte wat Paulus moes openbaar, was daar dan nou ook iets waarvoor Johannes spesifiek agtergehou was. Johannes die apostel spesifiek agtergehou was, wat die Here Jesus vir hulle in hierdie periode gesê het, hy bly tot dat ek kom. Luister mooi wat ek sê, hy bly, Johannes die doper, of Johannes die apostel, die geliefde apostel, moet bly totdat ek kom, en hierdie kom was nie die einde van die wêreld nie, dit was die einde van 'n sisteem, en dan moes Johannes weer 'n sekere boodskap openbaar. So ek wil vanmôre hierdie gedeelte van Paulus se lewe hanteer, en dan gaan ek volgende week, as die Here my nog die geleentheid gee, wil ek vir jou die lewe van Johannes dan openbaar. Alright? Ja, dit is hier uitgesê, as ek wil hê, hy moet bly totdat ek kom, dit het niks met jou te doen nie. Sê vir Petrus, dit het niks met jou te doen nie. As ek wil hê, hy moet bly totdat ek kom, dan is dit tot wanneer hy gekom het. En onthou, is nie die einde van die aarde nie. Dit is die einde van 'n stelsel of 'n wêreld wat hy 'n einde moes aanbring, sodat dit waarvoor hy uiteindelik die prys betaal het, kan manifesteer
aan die vir dit waarvoor hy gekom het, as ek dit dan nou so sê. So maak die Bybels oop vir my in die boek van Hebreërs hoofstuk 1. En ek is nou Hebreërs hoofstuk 1 net om vir u 'n bietjie ietsie te wys. Hebreërs hoofstuk 1, ek het dit verlede week genoem. Maar ek wil dit net 'n bietjie 1 of 2 versies by dit plaas. Hebreërs hoofstuk 1 en ek gaan vir die vers 2 lees en veral wil ek hê jy moet kennis neem van wat die engel sê, alright? Hebreërs hoofstuk 1 vers 2 sê: wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, sê ons Afrikaanse Bybel. En die engel sê: hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. In ander woorde, hy sê daar is nie net hierdie wêreld wat julle ken nie, daar is ook 'n wêreld. Alright? En as hy sê die wêrelde, deur wie hy die wêrelde gemaak het, onthou daar was 'n wêreld voor Adam, daar was 'n wêreld in die tyd van Noag, dan was daar 'n wêreld in die tyd van Moses, en dan was daar 'n wêreld in die tyd van die Here Jesus, en dan was daar 'n einde van die wêreld. Hierheen het deur water vergaan, daai moet deur vuur vergaan, alright? Ek wil dit weer sê, hierheen het deur water vergaan, in die tyd van Noag, en hierheen moet met vuur vergaan, alright? So hierdie vergaan van die wêreld, was nie die hele wêreld en die hele aardbol nie, dit was die wêreld wat leefmense ingehad het, wat onder 'n sekere stelsel was, en daai aarde moes verwoes word. Hierdie wêreld moet verwoes word, wat onder 'n sekere stelsel is, en daarom is dit nie die einde van die wêreld nie, die einde van die aarde nie, dit is die einde van die bekende wêreld wat bestaan het. Is dit baie duidelik? Wil iemand 'n vraag daaroor vra? Niemand nie? Dan wil ek hê jy moet saam met my na die boek van Hebreërs hoofstuk 2 toe bly, en ons gaan in vers 5 lees. Alright, so hy praat van 'n wêreld, en luister nou wat sê in hoofstuk 2 vers 5. Hy sê, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Halleluja. Met ander woorde, vir hierdie ouens is daar 'n toekomstige wêreld. Ek skryf klein, 'n toekomstige wêreld. Sien jy dit? Dit is nie vir hierdie mense nie. Dit is 'n toekomstige wêreld wat op hierdie mense nie van toepassing is nie. Alright? Is dit baie duidelik? Met ander woorde, daar is 'n toekomstige wêreld. Paulus het net geweet van die wêreld, maar hy was nie deel van die wêreld nie. En dit is baie duidelik en dit is baie belangrik om dit te verstaan. Paulus was nie deel van daai wêreld nie, hy moes openbaar aangaande daai wêreld. En hy moes openbaar voor daai wêreld in aanvang kan neem. Luister baie mooi wat ek nou sê. Voordat daardie wêreld in aanvang kan neem, moet daar 2 dinge plaasvind, en ek gaan vir julle dit weer uitwys. Hierdie wêreld moet verwoes word, en dan is daar wat geopenbaar moet word, wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Kom ons kyk gou na 'n derde gedeelte, en dit gaan daar uit die boek van Efesiërs uitkom. Die boek van Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2, en ek gaan vir die vers 7 lees. Efesiërs hoofstuk 2 vers 7. Hy sê, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. So that in the ages to come. Kan jy sien, Paulus sê, daar's 'n eeu wat gaan kom, wat hy nie deel van gaan wees nie. Luister, hy gaan nie deel van dit wees nie. On the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in us, kindness towards us through Jesus Christ. Alright?
So Paulus, en ons moet een ding onthou, Paulus kan nie deel van dit wees nie. Here, ons begin by die begin van die evangelie, want Paulus hulle was diensknegte vir 'n evangelie. Hulle was uitgesonder vir 'n boodskap vir 'n evangelie. So hulle was nie in werklikheid volbloed kinders in die ware sin van die woord wat die heerlikheid moes kry nie. Hulle was kinders wat se saligheid verseker was, maar hulle was slawe van 'n boodskap. Halleluja. En Paulus sê, die dienskneg, of die Here Jesus sê, die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly. So Paulus moes aan die kinders 'n boodskap bring wat veronderstel is om vir altyd in die huis van God te wees. En Paulus self maak hierdie stelling, hy sê God het ons die laaste plek aangewys as tot die dood te veroordeel. So al die apostels moes in hierdie tydperk hulle lewe gee, en Paulus moes sy lewe gee vir dit wat geopenbaar was, waarvan die apostels nie veel geweet het nie. Petrus het in die laaste dae van sy lewe begin 'n kennis neem van wat Paulus sê. En hy sê, kom op 'n stadium waar Petrus sê, hierdie boodskap wat Paulus bring is baie swaar om te verstaan, dis moeilik om te verstaan, en mense verdraai dit, omdat hulle nie gegrondves is in die waarheid nie. So mense verdraai dit tot hulle eie verderf, is die woorde wat Petrus gebruik. So daar is definitief iets wat Paulus of die Here hom geroep het voor, wat geopenbaar moet word. En wanneer daardie openbaring pos gevat het in die harte en in die lewens van die kinders van God, dan kan die nuwe wêreld in sy volle sin afskop. Het jy gehoor wat ek sê? Het jy mooi gehoor wat ek sê? Het jy dit ingeneem? As daardie openbaring wat God vir Paulus vasgevat het in die lewens van die kinders van God, in hulle verstand, in hulle wese, in hulle gees vasgevat het, dan kan die nuwe wêreld tot stand kom. Tot huidiglik is dit 'n probleem wat die kinders van God mee sit. Tot huidiglik is die openbaring 'n probleem, want mense wil elke skoot terug hardloop in hulle verstand en in hulle wese. As die Gees van God met hom praat, dan hardloop hy in sy verstand en in sy wese, hardloop hy of terug na dit toe, of hy hardloop na dit toe, of hy hardloop na dit toe. En daarom sê die mense, maar Moses het gesê 70 jaar as ek sterk is, en as ek baie sterk is 80 jaar. Maar Moses is verby. Het jy gehoor wat ek sê, Moses is verby. Hy het gekom volgens wat ons verlede week gehoor het, om ons te verlos van die wet van sonde en die wet van dood. Nou die wet het sonde geopenbaar, en sonde het die dood geopenbaar. En ons is verlos van die wet van sonde en die wet van dood. Alright? Sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Het jy gehoor wat ek sê? Nou baie kinders van God, na al die jare, hardloop terug. En ons het baie gesing, die ou koortjies wat sê, it was good enough for the Hebrew people, so it was good enough for me. Dit is nie good enough vir jou nie. Want ons lewe, of ons is veronderstel om te lewe in 'n wêreld wat onbekend was vir die heiliges. Interessant, as jy mooi luister wat Paulus sê, die Here Jesus was die eerste vrug, en hulle is deel van die first fruits. Halleluja. Nou, jy en ek weet, as die first fruits van die boom afgeval het, hy is nie so lekker soos die mynoes nie. Ne? Die first fruits. So hulle was net, die apostels was net die eerste vrugte, totdat geopenbaar en grondgeves kan word, wat die roeping en die deel van die hoofoes is. Alright? Interessant, net om vir jy te sê, toe die Here Jesus, ek
probeer net 'n goeie grondslag lê. Toe die Here Jesus hier sterf, is al die heiliges wat nie gesondig het in die gelykheid van Adam nie, is hulle almal opgewek. Onthou jy dit? Want hulle het verskyn in Jerusalem aan mense wat in Jerusalem en hulle het hulle gesien. So hierdie dooies het die Here Jesus uit die doderyk uit gaan haal. Maar nou wat van hierdie dooies wat hier was? Wat plaasgevind het voor die einde van die wêreld? Hulle moes onder die altaar van God wag, totdat God hierdie godsdiens uit die weg uitgeruim het, en hulle gekleed kan word met rein fyn linne. En hulle lê hierso en hulle roep die heeltyd uit. Jy kan dit in die Bybel lees en sê, Here, wanneer gaan jy ons lewe op die aarde in kennis neem, dat ons gesterf het vir die evangelie? Hy sê, wag net so bietjie, daar's nog 'n paar wat hulle lewe moet gee vir die verdrukking. En dan sal ek julle. Alright? Dus dit is interessant, né? Dis interessant. So baie mense wag vir die dooies. Maar die dooies het saam met die Here Jesus hier gekom en hulle is gehelp met die verwoesting van die stelsel wat hulle doodgemaak het. Het jy gehoor wat ek sê? Hulle het gekom om te help met die verwoesting van die stelsel wat hulle doodgemaak het. En in die jaar 70 na Christus het hulle saam met die Here Jesus, al die heiliges wat gekom het, het hy verwoes en hulle het almal deel geneem en almal gesien hoe dat die ding wat hulle verwoes het, of die ding wat hulle probeer mislei het, uit die weg uitgeruim is. En nou is hulle waar jou ma is en waar jou pa is, almal in die teenwoordigheid van God. Alright? En hulle wag. Halleluja. Hulle wag vir hierdie wêreld, hierdie nuwe wêreld, om sy volle omvang of sy impak te vat in die kinders van die Here Jesus se lewe. En daarom kan ek en jy uitroep en sê, en hulle roep en sê, kom Here, kom Here, kom Here. Want hulle wag en die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Met ander woorde, die kinders van God kon net geopenbaar word na daai stelsel uit die weg uitgeruim is. Dink net so bietjie. Ek het nou baie gesê. Ek het nou geweldig baie gesê. Maar dink net so bietjie. Wat wag vir jou? Alright? Okay, kom ons gaan dan en kom ons gaan kyk dan nou 'n bietjie in hierdie periode waar die Here vir Paulus geroep het. Alright, kom ons kyk net so 'n bietjie na daardie periode. Kom ons blaai na die boek van Handelinge. Handelinge hoofstuk 9 en ek gaan nou vir jou duidelik uitwys hoekom die Here Jesus vir Paulus geroep het uiteindelik. Onthou, in die bovertrek toe hy die apostels uitgestuur het, toe sê hy, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Maar hulle het 'n besluit in Jerusalem geneem, hulle gaan net na Israel se kinders toe. Het jy gehoor wat ek sê? Hulle het besluit, hulle gaan net na Israel se kinders toe. En daarom was God genoodsaak om iemand uit hierdie stelsel uit te roep, hierdie stelsel aan hom te openbaar en dan en vir hom te openbaar wat die impak van daardie kruisiging dan was. Hy moes hom uit dit uitbring. Alright? En hy het al die kennis, alles geweet aangaande hierdie stelsel en agtergekom het dat hierdie stelsel het geen waarde in vergelyking met wat Christus verkry het nie. Alright? En daarom moes God hom uit die leerstelling van die Ou Testament uithaal. Hy was 'n Hebreër uit die Hebreërs, 'n Fariseer uit die Fariseërs en die feit dat hy dalk hoëpriester sou geword het as God hom nie op sy donkie of op sy perd voorgekeer het nie. Halleluja. Okay, so kom ons, ek praat baie vanmôre want ek wil graag hê jy moet die impak verstaan van waaroor dit gaan. Hoekom God hom geroep het. Handelinge hoofstuk 9 en ons gaan vers 10 lees.
En ek gaan vir u lees tot en met vers 15, alright, sodat jy kan weet, verstaan waaroor dit gaan. Jy weet dat Ananias was 'n disipel van die Here wat in Jerusalem was, en hy moes vir Paulus gaan bevestig dat wat hy in die gesig gesien het, die waarheid is. Alright? Want in die mond van 2 of 3 getuienis sal die saak so vasstaan. So God het aan Paulus verskyn. Hy het hom gewys sekere dinge, maar hy moes iemand ook uit die stelsel uitbring. Luister vanmôre wat ek sê, hy moes iemand ook uit die stelsel uitbring om te bevestig dat wat hy gesien het die waarheid was. Alright, so kom ons lees. Hy sê in vers 10, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Right? And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, behold, I am here, Lord. Alright? Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Here, as ek en jy dan daardie openbaring van die Here net kan kry en dit verstaan, that he can speak directly to you in detail. And the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight. Here, dis om detail in die fynste besonderhede. And inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. Alright? En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Kan jy sien die detail? Alright? And he have seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive the sight. Kan jy sien? Ananias moes bevestig wat God aan Paulus gewys het. En God het hom gewys, daar kom 'n man met die naam van Ananias. En daardie man gaan vir jou hande oplê. En as daai man vir jou hande oplê, dan gaan jy sien. En Paulus wag vir die bevestiging van dit. Dink net 'n bietjie daaraan as Ananias ongehoorsaam was. Het Paulus nooit die openbaring gekry. Alright? Maar Ananias antwoord hom, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he have done to thy saints at Jerusalem. Here, luister vanmôre. Hy haal hom uit die oorsaak van struikeling uit. Paulus was die grootste invloed vir die struikeling van die kinders in Jerusalem. Hy was die grootste oorsaak van die vervolging. So erg dat toe hulle vir Stefanus, ek gee jou so 'n bietjie agtergrond gee, toe hulle vir Stefanus doodgooi met klippe, moes Paulus daar staan en hy moet goedkeuring gee dat Stefanus dood is. Hy het almal se klere opgepas wat hom met klippe dood te gooi. En hy was die voorman om seker te maak dat hierdie getuienis van die Here Jesus uit die weg uitgeruim. En hy was die voorman van dit. And here he had authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Alright? En hy sê in vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Alright, luister nou, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Alright, het jy dit gehoor? Luister nou wat sê hierdie vers. For I will show him how great things. Kan jy daar iets insit? And must suffer for my name's sake. Ek gaan hom groot dinge wys en ek gaan ook vir my naam moet suffer.
Kan jy sien daar's dalk 'n tekort in die vers? Kan jy sien in die Afrikaans is dit heeltemal daai ding uitgehaal? Want ek gaan hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Maar ek gaan hom ook groot dinge wys. En as jy nou die vrymoedigheid het, dan skryf jy in jou Bybel, God gaan vir Paulus dinge wys, groot dinge wys. En hoe hy ook groot vir my naam moes lei. Halleluja. So daar's ietsie volgens my interpretasie wat daar kort, want wat sal die groot dinge wees? Hy moet dit eers sien, né? En hy moet dit weet. En Paulus het, so ek gaan hom groot dinge wys, maar ek gaan hom ook wys hoe groot hy moet suffer vir my naam. Alright? Is dit duidelik? Okay, baie dankie. Nou kom ons blaai so bietjie. Ek wil hier daar na dieselfde hoofstuk in vers 16 toe vat. Handelinge hoofstuk 9 vers 16. Kom ons kyk gou wat hy daar sê. Okay, ek het dit klaar gelees, want hy wil sê, met ander woorde, Paulus gaan groot dinge van die Here ontvang, en hy gaan ook suffer dan vir hierdie boodskap wat hy moet bring. Hy gaan regtig deur swaar dinge moet gaan, om hierdie boodskap wat God hom gee, geopenbaar te kry. So kom ons blaai na die boek van 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs, hoofstuk, laat ek nou net sien, 1 Korintiërs hoofstuk 2, en ek gaan vir u vers 7 lees. 1 Korintiërs hoofstuk 2, vers 7. Blaai maar, ek gaan vir u wag. 1 Korintiërs hoofstuk 2, vers 7. Hy sê, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Alright? But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Met ander woorde, hy het 'n verborgenheid wat hy moet openbaar. Alright? Hy het 'n verborgenheid wat hy moet openbaar, wat van die grondlegging van die wêreld af daar was, en wat niemand dan nou geweet het, as ek nou maar sommer net so self kan sê. En vers 10 maak hy hierdie stelling, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Alright? But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Daarom is dit noodsaaklik dat die skrif sê, as jy aan Christus verbind is jy een gees met hom. Alright? So as jy aan Christus verbind is jy een gees met hom. Die vers nommer 12 van dieselfde hoofstuk sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Alright? Vers 12 sê, now we have received not the spirit of the world. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Alright? Die Here Jesus het dit baie duidelik gemaak, dat hulle moet wag, totdat hulle toegerus is, met die krag uit die hoogtyd, die Gees van God, wat hierdie mense net met tye ontvang het, wanneer die Gees van God oor hulle vaardig geword het, en hulle kon profeteer, hulle kon psalm sing, en dan was die Gees van God van hulle af teruggetrek na God toe. Maar hierdie mense moes in die boventrek bly, totdat hulle toegerus is met die Gees uit die hoogte. Alright? Ja. Prys die Here. So, dit is nou daai. So kom ek bly met u na die boek van Galasiërs toe. So wat sien ons? Dat God het Paulus afgesonder vir 'n spesifieke ding. Galasiërs, en ek gaan vir die Galasiërs hoofstuk 1, Galasiërs hoofstuk 1.
Galasiërs hoofstuk 1. Ek gaan vir die eers vers 11 en 12 lees en dan gaan ek vir die vers 4 lees. Galasiërs hoofstuk 1 vers 11 en 12 sê hierdie: Maar ek maak julle bekend, broeders. Is julle daar? Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Alright, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of a man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Alright? So niemand kon Paulus leer nie, want niemand het dit verstaan nie. Dit is mos baie duidelik. Niemand kon hom dit leer nie, want niemand het dit verstaan nie. Okay, nou sê in vers 4, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onsse God en Vader. Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Nou luister nou vanmôre. Paulus skryf daai ding in die jaar, ek dink 65 of 65, kom ons sê maar 65. Ek is praat nou nie sê dat dit so is nie, maar hy sê God het dit dat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Met ander woorde, hier was 'n wêreld wat van toepassing was, wat boos was, en daarom moes God ons uitred, of moes God hulle uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Alright? Dis nie die wêreld waarin ons lewe nie. Dis in Paulus se teenwoordige bose wêreld. Maar ons het nog steeds hierdie bose wêreld aktief in ons lewe as gevolg van oorlewering. As gevolg van oorlewering van mense wat nooit vernuwe geword het in die gees van hulle gemoed nie. So ons het nog steeds die toepassing of die impak van daardie bose wêreld. Want mense is nog steeds onder die oordeel van sonde en dood. Mense is nog steeds van siening dat genade het gekom sodat hulle verlos kan word van sonde en dood. Maar hulle maak die sonde en die dood nog steeds van toepassing op hulle lewe. Here, dit is verskriklik. Daarom kon Paulus hierdie stelling maak, en moenie dat iemand jou bring onder die diensbaarheid van die eerste beginsels van die wêreld. Dit was die eerste beginsels. En laat hulle jou nie diensbaar bring onder Christus nie, want Christus is die vervulling. Dis die einde. Dis die vervulling, dis die einde van hierdie wêreld. En daarom moes God dit, omdat hulle hardnekkig gebly het in daardie leerstelling, moes God 'n einde bring. Want wie het hom doodgemaak op aarde in sy vlees? Daardie teenswoordige bose wêreld. Ek wil dit weer sê. Daardie teenwoordige bose wêreld waarin Paulus geleef het, is die mense wat uitgeroep het en gesê het, kruisig hom, omdat hy sê hy is 'n seun van God. Kruisig hom. So dit is nie ons bose wêreld nie, tensy ons daardie bose wêreld se leerstellings deel van ons maak. Dan wonder ek, vir wie moet God dan uit die pad uit? Interessant, né? Okay, ek is in Galasiërs hoofstuk 1. Nou wil ek u vat dan na die boek van Galasiërs hoofstuk 3 toe, en ek gaan vir u vers 23 lees. Galasiërs hoofstuk 3, vers 23. Galasiërs hoofstuk 3, vers 23, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Okay. Maar before faith came, we were shut up. Het jy gehoor? Shut up. Ons is toegesluit. We were shut up.
voordat die geloof gekom het, we were shut up under the law. We were kept under the law until Christ came. But when Christ came, toe is die gevangenis oopgemaak. We were shut up by the law until Christ came. And when he paid the price, the chains fall off. Alright? Toe was die gevangenis oopgemaak. Hy was oopgemaak. Met ander woorde, hy is oopgesluit toe Christus kom. Met ander woorde, daar was die moontlikheid vir die openbaring van wat sou plaasvind nadat die, kom ek sê dit, die tronkdeur oopgemaak is. Toe die tronkdeur oopgemaak is, moet daar openbaring plaasvind. Here, hoor wat ek nou sê. Dan moet daar openbaring plaasvind wat moet, hoe ek en jy moet wees nadat die tronkdeure oop is. Ok. Ek wil die vat na die boek van Efesiërs toe. Boek van Efesiërs, en daar wil ek vir die in hoofstuk 3 lees, Efesiërs hoofstuk 3, en ek gaan vir die vers 3 tot en met vers 5 lees. Efesiërs hoofstuk 3, vers 3 tot en met vers 5. Luister, wat in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaak is, nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees. Is jy daar? How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote before in a few words, whereby when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. All right? Ek gesê Efesiërs, ek het gesê Efesiërs hoofstuk 3 vers 3. Okay. Wat er ander tye aan die mense kenners nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote van sy belofte in Christus is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die genade van God wat aan my gegee is in julle belang. Right? Sodat hy het my die openbaring gegee in julle belang. Right? Luister, aan my, ek is daar nou in vers 8, aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring. Okay? Unto me, who am less than the least of the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which was from the beginning of the world, have been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Afrikaans sê, en vir almal aan die lig te bring, vir almal in die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Christus Jesus. Right? So Paulus moes dit openbaar wat verborge was. Right? The mystery that was hidden, Paulus is geroep om dit te openbaar, sodat die heidene kan weet wat hulle deel werklik is. Alright? Sodat die heidene dit kan weet. Nou gaan ek met die na Efesiërs hoofstuk 4 toe, en ek gaan vir die daar vers 18 lees. Alright? Jy kry die idee dat Paulus is geroep anderste as die ander apostels. Alright? Jy kry die idee dat Paulus was geroep vir iets wat nooit voorheen bekend was nie. Alright? In vers 18 van Efesiërs hoofstuk 4 sê, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart. Mense wat verduisterd is in die verstand, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness in their heart. Kan jy sien waar is dit? Kan jy sien waar is dit gesetel? Binne in hulle. En hulle is verblind as gevolg van die verhardheid van hulle hart. Kan jy sien waar hy gebruik 'n woord
alien, they were alienated. Alienated. Met ander woorde, hy sê mense bly vreemdelinge en bywoners op die aarde as gevolg van die verhardheid van hulle hart en die ignorance, dat hulle nie kan begryp wat die mysterie is en die openbaring van die verborgenheid is nie. Bly hulle vreemdelinge en hulle bly bywoners. Met ander woorde, die wêreld is nie hulle permanente tuiste nie. Het jy gehoor wat ek sê? Die wêreld is nie hulle permanente tuiste nie. Hulle is net soos Abraham, hulle soek na 'n stad. Hulle was vreemdelinge en bywoners op die aarde, en net soos die mense wat deur hulle ignorance verhard is, bly hulle vreemdelinge en bywoners, afgeskei van wat God in gedagte het. Want God het iets in hulle binneste geplaas, of iets wat hy bekend wil maak, wat in hulle binneste is, en hulle bly as gevolg van hulle harde koeiawigheid, bly hulle vreemdelinge en bywoners. Hy kan nie eers die volle blessing van God ontvang, want hy sien homself as 'n vreemdeling en hy sien homself as 'n bywoner. Hy sien homself onder Abraham, hy sien homself onder Isak, hy sien homself onder Moses, en hy is 'n vreemdeling en 'n bywoners in die huisgenote van God, of tussen die huisgenote van God. Julle hoor nie mooi wat ek sê vanmôre nie. So hulle is vreemdelinge en bywoners, met ander woorde, hulle het nie 'n permanente woning. Hulle het nie 'n permanente woning nie, hulle is net soos hierdie apostels, die eerste vrugte wat net 'n tentwoning is. Okay, hulle is net tentwoning. Kom ek blaai saam met jy na die boek van Kolossense toe. Ons gaan so 'n bietjie oor Filippense, en dan gaan ons na die boek van Kolossense toe. Het jy gehoor toe ek sê hulle is vreemdelinge en bywoners? 70, baie sterk, 80. Dan moet hy gaan. Het jy gehoor wat ek sê? 70, baie sterk, 80, dan moet hy gaan. Want hy is 'n vreemdeling en 'n bywoner. Okay, Kolossense hoofstuk 1 vers 25, en ek gaan vir die 26 en 27 saam met dit lees. Hy sê in vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het, luister na sy woorde, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul. Met ander woorde, hy is 'n dienaar, en hy moet sy lewe gee vir hierdie woord, sodat dit vervul kan word. Hy is mos 'n dienaar. Hy is nie 'n kind wat altyd in die huis bly nie, hy is 'n vreemdeling, hy is 'n bywoner. Alhoewel hy graag wil hê, dat hy nie 'n bywoner hoef te gewees het, want hy sê, ek verlang dat ek oorkleed moet word, van hierdie woning van God uit die hemel uit. Maar hy kan nie, hy is 'n dienaar vir sy boodskap. Is rof, né? Maar dank God, hy was getrou. Hy sê, whereof I am made a minister according to the dispensation. Sien jy die woord dispensasie? Net vir 'n tydperk of God which is given me for you to fulfill the word of God. Ek het net 'n periode wat God my gegee het om die woord bevestig te kry. Dis al wat hy sê. En as daardie periode verby is my lewe ook verby. En as die mense die vervulling van daardie woord nie gevat het nie, is dit mis. En daarom moes Paulus dit met sy hele lewe beskerm. Mense soek die anti-kris. Paulus sê, ek was die beskermer van hierdie evangelie. En as ek uit die weg uit geruim is, hoor vanmôre wat ek sê, en daardie woord sy volle impak nie verstaan en begryp is nie, dan het die wêreld 'n probleem. Want ek is die een wat dit moet teehou, dat verderwing moet kom. En ons sukkel nou al, hoeveel jaar is dit?
Ons is nou by die jaar 2025. As ek nou, hy is in die jaar 40, het hy verwoesting plaasgevind. Soos ons in die jaar 1985, né? Is ek reg? Is my wiskunde reg? 1985 jaar sukkel ons om hierdie woord van God in vervulling en te kry in ons lewe. Paulus het dit nie reg gekry om die woord van God te vervul in sy volle sin van die woord. Hy het dit bekend gestel. Maar die verwoesters wou dit nie aanvaar nie. Mense wat nog steeds dink hulle is vreemdelinge en bywoners op die aarde, wil dit nie aanvaar nie. Om die woord van God te vervul, ek is in vers 25, naamlik die verborgenhede wat van ewigheid af, die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. Kan jy sien, Paulus begin die ander apostels intrek? Kan jy sien, hy begin die ander apostels intrek en sê hulle het begin hoor, hulle begin verstaan? Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Even the mystery which have been hidden from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, en as jy my vers 27 kan insit, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Verstaan ons wat ons lees? Christus moet in jou gestalte kry, sodat die hoop van die heerlikheid geopenbaar kan word. Ek wil sê, Christus moet in jou gestalte kry, sodat die hoop van die heerlikheid, in jou gestalte kan kry. Wanneer vind heerlikheid plaas in die lewe van die Here Jesus? Toe hy die dood uit opgestaan is. Toe hy die lewe van God ontvang het. En hy sê, hierdie hoop van die heerlikheid, as ons die volle begrip net kan besef van wat die openbaring is, wat God my gegee het, dat Christus in jou is. Met ander woorde, you are the Christ of God. Jy is die Christus van God. En die hoop van die heerlikheid in jou lewe geopenbaar kan word. Right? Miskien net soos wat my vrou sê, maak dit net 'n bietjie duidelik. Ek is nie Jesus die Christus nie. Ek is nie Jesus die Christus nie. Ek is Willem, die Christus, die gesalfde. Ek is die gesalfde van God. En jy is die gesalfde van God. En wanneer Christus, kan jy sien, wanneer Christus in jou geopenbaar word, dan is daar 'n hoop vir die heerlikheid wat geopenbaar kan word. Alright? Hy sê nie wanneer Jesus Christus in jou is nie. Wanneer jy tot die volle gestalte van Christus kom, dan is die hoop van die heerlikheid vir jou bestem. Maar, broer, jy moet nie dink jy is Jesus nie. Broer, jy moet nie dink jy is Jesus nie. Nee, ek is nie. Ek is sy broer. Ek is net so gesalf, soos wat hy gesalf is. Ek het dieselfde Vader. Ek sit op dieselfde posisie as wat hy sit. Ek is nie hy nie. Ek lei nie aan 'n gesplete persoonlikheid nie. Het jy dit gehoor? Ek lei nie aan 'n gesplete persoonlikheid nie. Ek is wie hy sê ek is. Alright? So I'm not him. I'm his brother.
sodat die volheid of sodat die hoop van die heerlikheid geopenbaar kan word, sodat which is Christ in you, the hope of glory. Kan ek jou terugvat net so vir interessantheid? Ek weet my tyd is om. Net so interessantheid van Paulus wat gesê het, hy het geroep apostels, profete, herders, leraars en evangeliste om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot die volle gestalte van die volle grootte van Christus. Alright? Dis waarvoor hy geroep is. Maar hy moes die Christus openbaar, of die toepassing van die Christus se volheid moes hy openbaar, en hy moes die woord van God in vervulling bring. Ja, halleluja. Kom ek vat hier terug na die boek van, kom ons blaai een hoofstuk terug, of een boekie terug, kom ons blaai na die boek van Filippense toe. Ek wil hier daar na Filippense 2 toe vat, vers 5 en vers 6. Is interessant, né? And what are we staying? Where are we living? We're living here. Moet ek die kring groter maak. Ons lewe hierso. We are living in this world. En ons hoop dat die vloek verwyder is. Ag Here, help my. Filippense 2 vers 5 en 6 sê: Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hey, luister wat hy sê, man. Hierdie gesindheid moet in jou wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat dit in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal to God. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Hy is verheerlik en jy is verheerlik. Ek en jy is verheerlik en hy is verheerlik. En hierdie gesindheid moet in ons wees. You can't be a son of God and see yourself as a worm. Jy kan nie 'n seun van God wees en jouself as 'n worm sien nie. We are born from the same father. Kom ons lees nog een versie, dan gaan ek afsluit. Kom ons gaan daar na vers 15 toe, Filippense 2 vers 15. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ja, halleluja. Hy's nie daar nie. Prys die Here. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Halleluja. Luister, hier's 'n oorgangstydperk waar die lig van die openbaring moet hierso skyn, sodat hulle wat in 'n krom en verdraaide geslag is, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat die hele tyd wil teruggaan na die vloek, die sonde van dood, wat wil teruggaan, dat hulle kan sien, waar is die lig van die evangelie. En ek en jy moet in hierdie wêreld van die verheerliking van die kinders van God instap. En ek en jy moet self in ons wese oorstap in daai ding in, en weet wat dit behels, wat dit is, en waartoe ek geroep is. Ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Luister vanmôre, ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek is nie deel van daai bediening nie. Nie van hierdie nie, nie van daai nie. Ek het nie wat Adam verloor het nie. Ek het wat Adam nooit gehad het nie. Hoor jy wat ek sê? Adam het nooit in die volle gestalte na sy beeld en na sy gelykenis gekom nie. So ek het nie wat Adam verloor het nie. Ek het wat Adam 'n belofte voorgehad het, maar nooit gehad het nie. Kinders na my beeld en na my gelykenis, wat hy nooit gehad het nie. Ek wil nie hê wat Adam gehad het nie. Ek wil nie hê wat Moses gehad het nie. Josua,
Abraham, wat ook al, ek wil dit nie hê nie. Ek wil net hê, waarvoor hy die prys betaal het, vir die heerlikheid wat verborge was van eeue en geslagte af. Opvolging volgende week. Opvolging volgende week. Want hier moet iets hierso gesê word. Dan moet iets in die woord van God wees aangaande hierdie tydperk. Wat ons nie weet nie. Of nie wil weet nie. Of wat mense berre vir wanneer die aarde verwoes gaan wees. Alright?